Die dag begin sommer lekker vroeg en die Koudom se dik sand stel glad nie teleur nie. Ek het in my lewe nog nie so dik sand gehad nie. Tweede rad vaskas, ry die kar nie by 3000 rand. Ontbyt is wat ook al oorgebly het gisteraand. Vanoggend is dit koue aardappels. Ja. Skry so min aardappels by die huis. Eet hulle sommer koud. Uit by die Koudom hek, maar nog nie die einde van die dik sand nie. Hier word dit eintlik nog erger. Somehow lead me back to you. But we would close our eyes. But we would rule the night. And all the things that we've been through would somehow take me back to you. En toe, 'n hele paar uur later, kom ons by die teerpad uit. Net gou bene rek en koffie maak voor ons die laaste paar kilos ander Vroendo toe. Die teerpad het sy eie reëls. Ons kan vensters toemaak, musiek luister en die aircon aansit. Uiteindelik. In Roendo is daar ernstige inkopies. My pa se skoene kan nie verder nie en om catbootse in Roendo te kry was nie so eenvoudig nie. Hy moes maar vat wat hy kon kry. Ons moet ook 'n Namibie se simkaart in die hande kry. Almal was baie opvaardig. What will it be on the list? What is the customer care? En nou laai weer jou kind in die kar vir Desember. Ons het eintlik beplan om nader aan die grens te slaap vanaand. Maar die sandpad en inkopies het ons planne bietjie verander. Ons slaap net buite Roendo. Hakusembe Lodge is op die wal van die Kavango rivier. Die kampplek hier is leaks en hier is 'n baie mooi lodge. En ons word oud. Ek het ver gesit en met 'n bietjie saam bly hoor van jou. Is dit seer? Ja. As ek lag, dis net seer as ek Wat sing. is son down hier op die Kavango rivier. My vrou kry koud in Roendo. En nou sien ek my oupa hier op die rosse. Golwe vol van hoop en leed en songs. Hoor jou Kavango rivier. Ons het lekker bier hier oor kant in Angola. So pad soontoe. Ons sluit die dag af met 'n pragtige sonsondergang en 'n lekker braai. ek het ver gaan sit. Sondagoggend hier op die Kwando rivier. Hola. En waar is klein Kaplaks? Hier op die walle van die Kavango. Ook gestop om iets te kry om te eet. Hier's net pivots waar jy kyk. Klein valarts. So I said, darling, keep the water warm, 'cause you know that it's almost cold. Ons is op pad grens toe,
maar eers gaan ons 'n draai by skoonpa se stoor in Ondangwa maak en 'n laaste paar inkopies doen. Ons maak maar al die drinkwater vol as ons water kan koop. Ons is nie seker wanneer ons vir die eerste keer 'n winkel in Angola gaan kry nie. My voet is besig om te 9 om te gaan. Hold it together with a joke in the chest. I know it ain't clever, trying to give it my best shot, acting calm inside. I'm not, cause underneath it all we were second to none. I don't know. Ons is vanaand op aand 6, dink ek hoop so. En ons kamp hier so by Oshikati. Is nie eintlik kampplek nie. Maar ons het 'n plek gekry, 'n gastehuiserige tipe ding. Kamer is leeg. Groot was. Ja, ons wat lemoen gesny wat ons gekoop het in Janano. Happy babies, happy life. Vanaand is 'n rustige aand. Môre lê daar 'n besige dag voor. Ons eerste dag in Angola. Ons fotograaf vir die grens. Afrika grense kan partykeer moeilik raak. Ons het gehoor dat hulle kan foto's vra van die voertuig van al 4 kante. Ek is 'n bietjie hiervan vergeet, maar ons maak gou 'n plan met ons nuwe klein fotoprintertjie. The world will sing along. Life's what you make it. Eerste stap die Namibiese grens by Oshikango. Geen probleme nie en ons het ook nie te lank gevat nie. Selfde by Angola. Hier het ons wel 'n agent gebruik. Hy praat Afrikaans en blykbaar gebruik heelwat van die toergidse hom ook. Kant moet ons ry van die pad? Hierdie kant toe. Alright, bye. Okay, laat ek neem, ek stuur by Georgie. Die volstasie by Santa Clara. 'n Gesig waarin ons gewoond geraak het in Angola. Met petrolpryse van R6.50 'n liter en diesel teen R3.30 'n liter, is dit seker te verstaan. Life's what you make it. Tuk-tuks. Sodra jy jou eerste tuk-tuk taxi sien, weet jy dat jy behoorlik in Afrika is. Write your own song, all the world will sing along. When you find your melody, we'll join it in harmony. Oh, life's what you make it. By Onjiwa draai ons regs in die rigting van Manongwe. Volgens die GPS is dit bietjie meer as 380 km en behoort ons so 6 ure te vat. Aanvanklik was ons heel gerus, alhoewel daar baie mens- en dierverkeer op hierdie pad is, was die grondpad nie te sleg nie. Life's what you make it. Terwyl my ma foto's van die beeste wat verby ons loop neem, sien ek die wagter se klein hondjies raak. Hulle moet seker baie dors wees. Blykbaar die wagters ook. Life's what you make it. Die dakrak begin weer moeilikheid gee en ek kyk of ek nie 'n tydelike plan kan maak nie. Nie veel verder nie, verdwyn die grondpad en met tye is daar geen pad nie. As hierdie pad nog gebruik word, is hy baie lank gelede gebruik. Die GPS se 6 ure is al 'n rukkie gelede verby en ons is nog ver van Manongwe af.
pad verbeter 'n bietjie, maar ons het 'n ander probleem. Wat nou, Joe? Besig om ons dak te verloor. Wat is jou plan? Die wiel moet maar agterin. Pas net vir die ruit. Ek kan nie meer lekker onthou wat ek nou weer fout gedoen het, dat ek hierdie werkie gekry het nie. Die hout sal daar aanpas. Ek gaan nie hout hier sit, want dit gaan hom vas lê. Ek het tot die einde gestry, maar die wiel en die hout pas toe wragtig agter in die camper. Nog 130 kilos oor en die son begin sak. Ure later bereik ons Monongwe, in die donker en in die reën. Ons maak net hier 'n nuwe toerreël. Van vandag af is daar nie meer 'n eindbestemming vir die dag nie. 4 uur is die dag se ry verby en teen 6 uur moet die kamp opgeslaan wees. Niks is so sleg om op 'n vreemde plek in die donker aan te kom nie. Gisteraan se slaapplek was pikdonker toe ons hier aangekom het. Maar ja, ek het by missionaries geslaap in die reën, maar dit was nog steeds nie te sleg nie. Okay, Eric, so this is Bibles we brought you from South Africa. It's the New Testament in English. Okay. Hallelujah. So you have some missionary in the prison as well? Yeah, we had ministry in the prison. We preached there. We went last Sunday. Almost every weekend we go there to preach the prisoners. And we have prisoners from Namibia and from South Africa. Okay. They can speak Portuguese and it will serve them a lot. They will love to receive a New Testament. Yeah. Thank you very Okay, much. it's a pleasure. It's a pleasure. Tara, wat noem mens daai tipe puzzle? Nee, Hè? ek weet nie. 'n Chinese puzzle. Seker maar so. Turn around. Come this side. Hierdie jaar het ons 'n beter idee vir die kinders wat altyd vir lekkers vra. My ma het vir ons 'n fotoprinter gekoop. Ons neem 'n foto en print dit vir hulle. Dit lyk of hulle baie van die foto's hou. Aku klik aku aja kan. Okay, ini tu aku. Okay. Angkat kau yang, angkat kau mau kaya. Hierdie keer kry hulle nog 'n sweetie ook by. Adel. Ha? Iya. Jangan tu. By die sendingstasie is daar vars water spruit. Hier kom baie mense water haal. Ons maak ook gou ons watertank vol.
Hierdie was nie 'n maklike besluit nie, maar ons het nie regtig 'n keuse nie. Die wiel bly agter as 'n skenking aan die missionary. Ons kan hom nie verder saamdra nie. Die watertank is vol en ons is weer op pad, maar eers 'n vinnige stop by die bakkery. Die word gekry. Varspal. Ek sien. Eerste val in Angola. Ja, sy. En toe die vulstasie. Die ry is lank, maar almal maak vir ons plek. Vriendelike mense. Vandag ry ons in die rigting van Uhambo, min of meer 430 km. Ons sal maar kyk hoe ver ons kom. Ontbyt vir vandag is varspel met salami, smeerkaas en lasagne. Wat kan nou beter wees? Nou is 'n verjaarsdag ontbyt. Best birthday ever. Ons maak 'n vinnige draai deur Quito om te sien hoe dit lyk en toe ry ons verder na Uhambo. Uhambo is 'n besige stad met baie geskiedenis. Maar vir nou moet ons slaapplek kry. Ons sal moet terugkom om weer te kom kyk. Eerste wild camp in Angola. Net buite Uhambo by 'n weermagbasis. Kamp gesien op Overlander. Besluit ons gaan nou maar tot iets vorder vanaand. In die volgende episode besoek ons Uhambo. Sien hoekom 'n mens nie hier in die aand rondry nie. Ons kamp op nog 'n paar pragtplekke, gaan kyk die Calendula valle en die hoogtepunt Pedras Negras.